Goeiedag en baie welkom weer by jou lewelige dagstukkie vir vandag, dag 359. En die tema vir vandag is van bang na braaf. Handelinge 4 vers 13. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Ware braafheid begin waar selfvertroue ophou en Godvertroue begin. Van bang na braaf. Een van my moedertjies se gunsteling sêgoed was: my kind moet nooit sê, Fonteintjie, ek sal nie uit jou drink nie. Bedoelende daarmee dat 'n mens nooit moet dink dat jy nie sekere dinge sal doen nie. Dit is eintlik wat Jesus ook vir Petrus gesê het. Net in ander woorde, nadat Petrus hom aangevat het toe hy gesê het dat hy gaan sterf. Voor die kruisiging was Petrus baie braaf. Hy was vinnig om te praat, vinnig om te beloof, vinnig om te sê: Here, ek sal u nooit in die steek laat nie. Daar was 'n stuk ekkige selfvertroue wat gebou was op wat hy gevoel het hy self sal en kan doen. En toe kom die toets, daai nag by die vuur. Mense wat hom herken en uitwys, 'n eenvoudige vraag: ken jy hom nie? En skielik is die brawe Petrus weg. Hy ontken met sweer en vloek nie 1 keer nie, 3 keer dat hy Jesus ken. Van groot brawe woorde na bangbroek ontkenning in 'n oomblik. Dis nogals ontstellend hoe vinnig dit kan gebeur nie. Almal van ons ken dit ook. Dis maklik om braaf te wees wanneer alles veilig is, wanneer almal saamstem, wanneer daar nie regtig iets op die spel is nie. Maar sit 'n bietjie druk by, gooi 'n bietjie vrees in die mengsel en skielik raak ons dan stil, of ons trek terug, of ons sê dinge wat ons nooit gedink het ons sou sê nie. Die rede is dat baie van ons braafheid, ook soos Petrus, voor die tyd gebou is op daardie ekkige selfvertroue. Gelukkig eindig Petrus se storie nie daar nie. Na die kruisiging, na die selfverwyte, na die skaamte, na die hanekraai, kom Jesus in sy opsoekende liefde en vat Petrus een kant toe. Nie veroordelend nie, net: het jy my lief? En toe gebeur iets. In Handelinge sien ons 'n ander Petrus. Hy staan voor die Joodse raad, die maghebbers, die manne wat Jesus laat kruisig het. Maar hierdie keer staan hy, praat hy, vreesloos, onstuitbaar. Wat het verander? Nie sy persoonlikheid nie, nie sy omstandighede nie. Sy bron van krag. 'n Petrus wat gevul is met die Heilige Gees. 'n Petrus wat weet, dit gaan nie meer oor my nie. Sy braafheid het nie meer uit selfvertroue gekom nie, maar uit Godvertroue. En dis die groot verskil. Elkeen van ons gaan ook deur ons eie vuur oomblikke. Daai plekke waar jy getoets word, waar jy voel jy het liderlik gefaal, waar jy wens jy het anders opgetree. Maar hier's die goeie nuus. God se plan stop nie by jou swakste oomblik nie. Hy herstel, hy bou weer op, hy verander jou bang en maak dit 'n rotsvaste braaf waarop hy sy koninkryk verder bou. Ware moed groei nie in gemak nie, maar in oomblikke waar jy kies om met jou alles op God te vertrou. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons so om God met ons alles te vertrou? Wat dink jy kan ons doen om meer vanuit die Gees se krag te begin lewe? Hoe gaan jy vandag begin om meer op God en minder op jou eie vermoë te vertrou?
Here, dankie dat U my nie los in my swak oomblikke nie, maar my weer optel en herstel. Gee my 'n braafheid wat nie uit myself kom nie, maar uit U Gees wat in my leef en my tot alles in staat wil stel. Amen. Kom ek en jy vertrou ook die Gees van God om ons te verander van bang mense na brawe mense. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Charles Botha.